Ek is Wynand Boshoff, so wat sal ek sê, meer 'n voedselsekerheidsaktivis as wat ek my nou 'n boer sal noem. Dis vir my 'n belangrike ding om te sê, ons spandeer verskriklike groot hoeveelhede moeite en koste en alles om blomme te kweek, en ek het regtig niks teen blomme nie, blomme is pragtig, grasperke is ook mooi, maar jy het baie eetbare goed wat regtig so mooi is soos 'n blomplant. As 'n mens nou 'n rooi russieplant, brandrussieplant ergens laat mooi tot sy reg kom, dan is hy so mooi soos enige blomplant. En die gedagte dat 'n mens verskillende zones moet hê. Hier is dit mooi en dis grasperk en dis blomme en dis nutteloos, dis net mooi. En agter ergens het jy so 'n geometriese akkertjie. En daar kweek jy nou groente, as jy die geneigtheid het om dit te doen. Dit is vir my so 'n bietjie 'n onnodige verdeling om te maak. Ek hou baie van die idee dat 'n mens goed integreer, dat 'n mens vrugtebome oral in jou tuin plant, net soos wat die suurbome oral in jou tuin plant, dat jy groenteplante wat mooi is op 'n manier ornamenteel plant. Ek is nie die kansinnigste ou wat daar is nie, anders het ek dit dalk mooier gedoen as wat ek dit doen. Maar laat 'n mens soort van sê, mooi en nuttig is nie teenoorgestelde begrippe wat jy uitmekaar uit moet haal nie. Nou op 'n stadium was ek met 'n ander boekprojek, nie van my eie nie, 'n ding waar ek met die teksversorging besig was, by Lapa uitgewers besig, en ek sê toe vir hulle, ek is nou 'n vreeslike ou vir permaculture, en daar's 'n oulike introduction to permaculture, nie 'n dik boek nie, sal ons hom nie vertaal in Afrikaans uitgee nie. Toe sê die persoon daar vir my, nee, hy dink nie so nie, maar hy het 'n boek, Kruie tuin tot tafel uitgegee 'n tyd gelede, en wil ek nie 'n soortgelyke boek doen, Groentetuin tot tafel nie. Ek sê toe wel, ja, dit sal interessant wees, kom ons doen so 'n ding. Dis toe nou 'n baie lekker projek, baie van die inligting moes ek ook maar weer opsoek, maar dit gaan eintlik oor 'n geïntegreerde benadering tot lewe wat insluit voedselproduksie. En wat 'n mens grondvrugbaarheid deel van jou hele denkpatroon maak. En daai sirkulêre denke wat sê niks word ooit weggegooi nie, niks is ooit gemors nie, alles moet weer ergens gebruik word. Elke afvalstof is iets se grondstof. Nou, mense sukkel maar om dit letterlik deur te voer, anders sou ek nie 'n swart sak moes uitgesit het op 'n maandag wat die dorsaad moet wegvat nie. Maar as 'n mens 'n bietjie mooi dink oor, kom ons sê nou maar 'n opset in 'n gewone tuin wat een of ander vorm van lewende hawe, hoenders is die praktiesste, insluit om te sê alle tuinafval en baie karton en goeders kan jy vir die hoenders gee om weg te skrop, dan is dit nie meer 'n afval nie. Dit hoef nie ergens in 'n ergens te gaan lê en vrot nie. Daai mis gebruik jy weer om jou tuin vrugbaar te maak, en 'n mens moet eintlik deurlopend vir jouself sê hoeveel van die kos wat jy eet, het jy self geproduseer. Ongelooflik om te dink dat die hele wêreldbevolking op 'n tyd gelewe het op kos wat hulle self geproduseer het. Ek wonder of in 'n stedelike omgewing vandag of mense enige iets wat hulle eet self produseer. Ek dink die meeste mense produseer letterlik niks nie. Nou, daarmee het ek met die Groentetuin tot tafel boek iets meer probeer doen as om net te sê, dis die groente, dit is die grondtipe, dit is die temperatuur waarby jy hom moet plant, wag vir die lente om aan te breek, of wag vir die ergste warmte van die somer om verby te gaan of iets, maar om eintlik 'n benadering tot, ek wil sê, hierdie stukkie aarde wat elke ou wat 'n huis besit, ontvang het, om te volg in die bedryf, in die rentmeesterskap van daai stukkie aarde. Die boekie het nou 'n lekker, eintlik op 'n stadium het ek gedink, gaan niks van kom nie, maar ek het die ding maar ingedien, en toe het hy nou so verkoop, op die ou end 3 keer gedruk, sy eerste druk, en toe 2 keer geherdruk, en Lapa het dit selfs op 'n keer die geskenkboek gemaak wat hulle vir al die ATKV-lede gegee het. Ek hou nou maar altyd dop, Bargain Books het die boekie nog partykeer in voorraad, so as ek by 'n Bargain Books kom, dan kyk ek op hulle rak of die boekie daar is,
As daar is daar altyd 2. So ek koop dan nou gewoonlik die 2 en lyk vir my die 3 bargain books waarby ek uitkom, een in Kimberley, een in Goodwood en dan nou nog 'n ander een wat ek partykeer sien. Lyk my hulle het 'n omset, so hulle kry elke keer weer nuwe. So ek het elke keer gedink ek koop die laaste een. Toe kom ek agter ek gaan nie hierdie ding kan bekostig nie. Ek kan nie elke keer 2 boeke koop as ek daar is nie. Maar nou ja, dit is 'n oulike storie. Dis so ietsie op 'n mens se kerfstok. Ek dink nie 'n mens noem jouself 'n skrywer daaroor nie. Ek dink al wat 'n mens sê is in jou aktivisme het jy ietsie gedoen wat jy bruikbaar is.